Die kerkklok kondig die einde van hierdie dag aan. Dis 8:00. Welkom in Nagrus. Die mense van omgewingsake het vanmiddag op Nagrus aangekom. Volgens Sari van die koöperasie is hulle hier om navorsing te doen oor die eetgewoontes van die springbokke en kuddes in die omgewing. Hulle gaan die veiding ontleed en dan natuurlik ook al wat 'n drol is wat hulle kan vind. Ek hoop hulle ken hulle stront. Josef van Sandspruit se boerbokke se drolle moet nie verwar word met die wilde diere se nie. Daai is groot. Dan Raleigh van die Lucieshuis sê die hele boksendhuis het daar by haar ingeboek. Hulle het haar stoorkamer omskep in 'n laboratorium en sy moes al haar ekstra beddegoed in die eetsaal by die ouete huis gaan stoor. Ons hoop nie Tantryda hekel vir alles 'n randjie om terwyl sy op die foon lê met ons doof nie. In elk geval, die span van omgewingsake is blykbaar op 'n missie en ons sal maar aan hulle teenwoordigheid gewoond moet raak. Die span bestaan uit 'n blonde kop vrou met magtige hoë hakskoene, 'n brunet met ronde brilletjies, 'n rooikop man met die mooiste, styfste kortbroek wat vir Gawie van die slaghuis in die stof sal laat byt, en 'n man met oë so blou soos die Namakwaland lig na 'n donderstorm. Niemand kon nog presies uitwerk wat hulle wil bereik of presies hoe lank hulle hier gaan wees nie. Maar ek is seker Tant Raleigh sal ons daagliks op hoogte hou van elke kleinste verwikkeling. Oom Koos sterk goed aan. Wat die hel? Ouch! Eina! Help! Ek word aangeval! Help! Help! Goeie bliksem, die verdomde uil. Dis regtig tyd dat ek ander uitsaai-spasie kry. In elk geval, waar was ek? O ja, Oom Koos sterk goed aan volgens Melanie van Tant Hetty. Oom Koos is nog in isolasie by die ouete huis. Hy weier blykbaar om enige besoekers te ontvang, Tant Silly ingesluit. Net matrone, Melanie en Clara word toegelaat om in sy kamer in te gaan. Matrone en Melanie om sy wond te versorg en Clara om vir hom kos te bring. Kleinsis het gehoor dat matrone vir Dr. Swanepoel sê dat sy wonder of Clara net kos vir oom Koos vat. Daar was blykbaar 'n aardige soet reuk in die kamer tydens haar aandrondes en oom Koos was buitengewoon kalm en bedaard, selfs nadat Tantryda by Suster Mien verbygesluip het om vir hom te gaan kuier. Hy het haar net vir 'n oomblik aangestaar en toe met sy vinger na die deur gewys. Tantryda het hom eers verdwaas aangestaar en toe maar die aftog geblaas. Sy skop onderstebo daaruit en reguit na haar kamer toe. Dalk moet ek met Clara gaan gesels. Daar was weer vleispastytjies by Isak se supermark te koop gewees. Hulle het presies dieselfde geproe as gistersin. Isak was ook presies so geheimsinnig soos gister. Stoffel van Langesand en Koos van Witsand het ook by die supermark rondgehang, maar niks gekoop nie. Hulle het net kort vir Isak gekyk en dan weer in die verte gestaar. Mense sou sweer hulle het niks beters om te doen nie. Daar is niks noemenswaardig in Sondag se rapport wat gister afgelewer is nie. As jy dit self wil lees, is jy welkom my kopie te kom leen. Daar was in elk geval net 2 kopieë afgelewer en Dominee het die een gekoop. Die weer vanmôre is warm tot skroeiend, veral as die son hierdie oostewind eers pak gegee het. Ek wag nog op nuus aangaande die laerskool se rugbywedstryd en dan natuurlik die sogenaamde skeerfees. Maar dit is al vir vandag. 'n Soete nagrus.